Heidi, kykie. Kyk net. Kyk. Nou het ek al weer verslaap. Heidi! Heidi? Goeiemôre, slaapkuis. Goeiemôre, oupa. Waar's Heidi? Sy het al vroeg vanoggend uit die huis uitgestorm. Het sy? En waarheen het sy gehardloop? Ek weet nie, sy het niks gesê nie. Kom ons twee gaan eet ons ontbyt. Heidi, Goeiemôre, Brigitte. wat soek jy al so vroeg hier vanoggend by ons? Jy's so vinnig soos die wind. Het daar iets gebeur? Sal jy asseblief vir my iets doen, Brigitte? Kan jy vir my een van Pieter se ou broeke leen? Is dit waarom jy so gehardloop het? Hy het sy nuwe broek aan, maar ek het nog 'n ou gestopte een. Dit sal goed wees, ek wil 'n ou hê. Nee, as jy wil, maar ek sou graag wil weet wat jy daarmee wil doen. Ek sal later verduidelik, Brigitte. Hier is die enigste broek wat ons nog het, maar jy wil dit tog seker nie aantrek nie. Nie ek nie. Wie anders? Ai, dankie. Gee dit tog later weer vir Peter. Ja. Dankie, Heidi. Dit was mos Heidi. Wat het die kind al so vroeg hier by ons kom soek, Brigitte? Sy het gevra of sy een van Peter se broeke kan leen. Ek sou graag wou weet waarvoor sy dit nodig het. Ja, dit wil ek ook weet. Peter het seker al weer daardie nuwe broek van hom geskeur en nou is hy te bang om huis toe te kom. Nou moet ek Clara oorreed om dit aan te trek. Goeiemôre, Clara. En waar's jy so vroeg vanoggend heen? Ek het iets vir jou gebring. Wat's dit? Trek dit aan asseblief toe. Ek dink dit behoort jou baie mooi te pas. Hoekom moet ek dit aantrek? Ek is mos al aangetrek, Heidi. 'n Rok maar nie 'n broek nie. Nou verstaan ek niks nie. Jy hoef ook nie te verstaan nie. Trek net die broek aan. 'n Broek? Jy's laf, ek kan nie 'n broek aantrek nie. Natuurlik kan jy. Waar is jou rolstoel? Waar was jy nou eintlik? Onder by Brigitte, ek het iets gaan leen. Heidi wil ek moet hierdie broek aantrek, maar kan dit mos nie doen nie. Sy nie hoekom nie. Nee. Haai, dis iets niets. Wat het oupa daar in die rolstoel vasgeskroef? Ek wil dit ook graag weet. Kan julle twee nie raai wat dit is nie? Ek weet regtig nie. Kyk vir my 'n bietjie snaaks. Toe, oupa sê vir ons wat se ding is dit? Ek sê julle wys, stoot eers die rolstoel. Goed, oupa. Clara, trek nou die hefboom na jou toe. Die een. En nou rol die stoel weer. Nou verstaan ek, oupa, hiermee kan ek die stoel laat stilhou wanneer ek wil. Nou is dit ten minste 'n bietjie minder gevaarlik vir jou. Ek hoop dit jou help, Clara. Nou hoef jy nie meer die wiele met jou hande te stop nie. Dankie, oupa. Nie te danke nie, my kind. Heidi, nou moet jy vir ons vertel waar jy met hierdie broek gaan aanvang. Clara moet dit aantrek. Ek het mos al so gesê. Wat? Nou hoekom Maar hy? jy sal nou sien hoekom sy dit moet aantrek. Maar hoekom is jy so geheimsinnig? Sommer. Clara, hier, trek dit aan. Clara! Clara! Trek jy voor? Wag, Clara! Jy dink seker dis baie snaaks. Moes jy dit doen? Was dit met jou? Ek het mos nou die rem. Reg, ek het heeltemal vergeet daarvan. Dit was nogtans nie mooi nie. Toe maar Heidi, daar het niks gebeur nie. Ek kan mos nou rem. Alles is reg. Ja. Alles is weer reg. Ek was maar net bang.
Môre Peter. Wag jy vir een van jou bokke? Ja. Ek kan eenvoudig nie, ek kan net nie en ek wil ook nie. Ek was mos nie 'n bergklimmer nie en ek weier om nog 'n nag alleen hier te bly. Wat wil hy nou alweer hê? Wat is dit, Peter? Die bokke word nou baie ongetullig. Ek wens jy wil van hulle ontslaa raak. Ek kan nie. Sê my wanneer kom Tannie? Later, en hoeveel keer moet ek jou daaraan herinner dat jy nie vir my Tannie moet sê nie? Ag. Ek vergeet altyd. Ek het gereël dat een van die boere my help. Dankie. Alsommer niks. Die vroumens wat ons ure staan en wag en laat weet nie eers nie en hoekom het ek vir haar juffrou sê? Maar nou is ek ontslaaf van haar. Ja! Peter, jy's vandag laat wees. 'n Mens kan net nie op hom staat maak nie. As ek die dag haastig is, dan daag hy net nie op nie, dis hoe hy is. Ag, maar nie so ongeduldig wees nie. Ons het mos die hele dag. Nee, ek het ander planne. Daar kom hy. Eintlik, Wag, jy's te haastig, Heidi. Clara. Môre. Hoogtyd, Peter. Môre Peter. Waar is Juffrou Rottenmeier? Sy sit onder en durf nie en kla. Hoekom? Ek het geweet sy's in 'n vreeslike slegte by. Wonderlik, dan kom sy nie vandag saam nie en alles gaan wees net soos ek het beplan. Weet jy wat met Heidi aangaan, Peter? Wat gaan met jou aan, Heidi? Jy weet mos man, ons gaan. O ja, dis reg. Ek weet ook nie wat met haar aangaan nie. Sê nou vir haar dat sy daai broek van jou moet aantrek. Nee, dit doen ek nie. Ek is 'n meisie en meisies dra nie broeke nie. En buitendien lyk dit snaaks. Sê gou vir haar dat dit nie snaaks lyk nie. Toe, asseblief. Ai, Clara. Heidi sê, nee, ek sê, ding is dis reg. Clara, ek het vir jou gister gesê dat ons na die veld toe wil gaan waar die blomme groei. Dis hoekom. Maar hoe? Presies, nes ek jou gesê het, Peter dra jou op sy rug. Ja, dis wat jy gesê het, maar ek is mos veel te swaar. Ek sal dit kan doen. Is ek regtig nie te swaar vir jou nie, Peter? Ek sou so bly wees as jy my vandag kon saamneem. Ja, dan gaan ons. En ek sal my lig maak. Dankie, Peter, is lief van jou. En nou moet jy daai broek aantrek. Peter, ons is klaar. Eindelijk. En nou kan julle begin. Ja, lyk hom snaaks. Niemand gaan julle sien nie en ek sal Juffrou Rottenmeier hier vashou. Ek hoop nie jy het te veel aangepak nie. Ag, ek sal regkom. Sy's mos nie so swaar nie. Kom, Clara, Clara. stay vas. Moenie val nie. Als reg. Ja, ges niks nie. Toe kom nou. Sit jy lekker, Clara? Voel jy darm veilig? Ja, is baie gemaklik. Mooi loop, kinders. Peter, jy moet mooi kyk waar jy loop. En moenie vanaand te laat huis toe kom nie. Ja, ek weet mos. Totsiens, oupa. Dankie, oupa. Kom, Heidi, jy dra die rugsak. Goed, oupa. Julle moet alles opeet, hoor jy? Ag, dis maklik. Van jou het ek niks anders verwag nie, Peter. Maar jy moet vir die ander ook iets oorlaat. Veral Clara moet baie eet. Natuurlik, ek is mos nie 'n vraat nie. En jy, Clara, maak jou oë wyd oop en kyk mooi na alles wat jy sien. Ja, natuurlik is al wat ek vandag gaan doen. Toe Josef gaan saam met die kinders en help vir Peter om my bokke op te pas. Moenie julle oorreis nie. Sal nie. Ja, oupa.
Lyk dit my jy's moeg. Wil jy my nie neersit en 'n bietjie rus nie, Peter? Ek het 'n ding besluit en ek gaan dit nou doen ook. Kom loop. Pas op. Sit nou neer asseblief, Peter. Nee, ek gaan nie. En dit is nou julle wyfvel. Net soos jy geskryf het. Kyk daar oorkant julle. Dis maar motte daai. Is dit hoe hulle lyk? Ag, hulle is pragtig. Hulle is vandag glad nie bang vir ons nie. Jy's gelukkig, hulle verdwyn gewoonlik gou as hulle ons sien. Weg is hulle. Die aarde het hulle ingesluk. Kan ons hier bly, julle? Hier is heeltemal genoeg blomme vir ons. Ag, wat Peter kan jou nog dra, hy sterk. Ag, wat ons kan net sowel hoor klim, ons is amper daar. Nou ja, voorspoed. Jy het dit nodig. Ons is hier. Dis pragtig. Ja. Hier's ontvang. Hoe is dit net soos in 'n sprokie? Hier's baie blomme. Miljoene blomme. Ja. So ver as 'n mens kan sien. Alles is so wonderlik dat ek dit net nie kan glo nie. Fantasties. Ek gaan vir my na ander kant 'n bos blomme pluk. Jy kan jou net hier pluk, Clara. Sê nou sy kom nie weer terug nie. Wat dan? Sê nou sy vergeet my. Ag, wat Heidi sal nie. Sy sal nou weer terugkom. Ek is seker sy sal. As dit maar net kon loop en rondspring en dans soos Heidi. Dit moet heerlik wees. U het baie onverantwoordelik gehandel. Hoe kan 'n mens die kinders alleen na die weiveld laat gaan? Hulle weet seker nie eens waar hierdie merkwaardige weiveld is nie. Ek kan nie my waarborg dat die kinders nie sal verdwaal nie. Sê my juffrou Rottenmeier, het dit u al ooit opgeval dat iemand die aanhoudende gekerm op 'n mens se senuwees wek? En ek is oortuig daarvan dat intelligente mense na my waarskuwing sal luister. Ek is seker dat iets met Clara gaan gebeur. Sien nie, daar lê die verskil. Ek is van mening dat dit goed vir haar is. Ek glo nie ek kan Clara se toestand reg verstaan nie. Clara is anders. 'n Mens kan haar nie met ander kinders vergelyk nie, maar u wil mos nie vir my luister. U wil dit nie begryp nie. Hoekom maak jy nie vir jou 'n koppie koffie nie? Ongelooflik. Daar is nog vars melk in die kombuis. Ek hou nie van bokmelk nie. Clara is hier sodat die wensbeharking opkom om op haar eie voete te staan. Ek kan die dokter hoop albei dat sy weer eendag sal kan loop. U kan maar daarvan vergeet. Clara sal nooit loop nie. En ek sê vir u, sy sal. Clara het van oggend tot saans laat net op u en die bediende se hulp staat gemaak. Elke dag is daar aan haar vertel dat sy siek is en nie kan loop nie. Het u haar ooit aangemoedig? Pas hulle op, Josef, ek gaan eet. Dankie. Mooie tafeldoek van blomme. Ja. Dis is 'n fees. Hierdie is seker die vaste bokmelk wat jy ooit sal drink, Clara. Ja. Waar's Peter se kommetjie? Hy het nie een nodig nie. Hoekom? Wag net.
weet jy sal nou sien hoekom. Jy's verbaas net. Jy lyk asof jy eintlik 'n spook gesien het. Kan jy jou regtig nie voorstel hoe Pieter sy melk gaan drink nie? Nee, regtig nie. Maar jy het mos gesê ek sal nou sien. Ek's dood van die honger. Die broodjies is gesmeer. Jy weet mos van jou melk is. Dit kan jy weer sê. Nou ja, so nou. Ek weet nie, ek moes strenger gewees het. Daarby is u eintlik die een wat strenger moes gewees het. Juffrou Rottenmeier, u het nog geen rede om bekommerd te wees nie. Wil jy nie 'n bietjie rus nie, Pieter? Oppas! Clara is reg, kom ons rus 'n bietjie. Ons het nie tyd nie. Ons het beloof ons sal vroeg by die huis wees. Clara, het jy seer gekry? Nee, Pieter, regtig nie. Ek gaan gou vir oupa haal. Nee, is nie nodig nie, Heidi. Kom ons wag vir Heidi se oupa. Dit is mos nie meer ver nie. Hy sal nou kom help. Ag, ek het vandag al baie gedoen. Ek's veel te swaar vir jou. Goed net jy wil maar ek sou dit kon gemaak het. Ek sien en ruik net die bokke, maar die kinders kan ek nêrens sien nie. Hier, Heidi, gou, wat het gebeur? oupa. Stel jou voor, Pieter het Wat is dit met Pieter as hy beseerd? Hoe praat hy? Hoekom het julle nie gewag nie? Juffrou Clara. Jy moes vir my en oupa gewag het. Jy's 'n harde kop. Gaan dit goed? Natuurlik. Ons is weer by die huis. Ja, ons is weer terug. Mooi so, Pieter, uitstekend. Dank ook so. Was dit lekker, Clara? O ja. Wat is dit met jou? Is jy siek, Pieter? Het jy seer gekry? Het jy pyn? Pieter, sê tog iets. Maar dat is niks om te sê nie. Ek is honger, dis al. Dan kry jy nou dadelik iets om te eet. Ha, ha, ha. Kom gaan huis toe. Wag hier vir my, dan kry ek vir jou iets om te eet, dan voel jy beter. Ek kom sommer saam, maar gaan dit gouer. Wil jy môre weer saam gaan, kind? Graag ja, maar ek is te swaar vir Pieter. Dan sal ek jou dra. Dit sal lekker wees. Maar ek Juffrou Clara, hoe gaan dit met jou? goed, hoekom sal dit dan nie met my goed gaan nie? Dit was 'n heerlike dag, dit was wonderlik. Maar jy moes vir my gesê het dat jy gaan. Wat het juffrou Rottenmeier gesê, Clara? Nie veel nie, maar die res kom seker nog. Ek kan aan haar gesig sien dat sy vreeslik kwaad is. As jy toevallig met my praat, is jy reg. Ek het rede om woedend te wees. Dis darm te erg, dis die toppunt van onbeskoftheid. Ek was siek van Bly tog nou stil, juffrou Rottenmeier. Kan u nie sien dat wat hulle vandag gesien het 'n indruk op hulle gemaak het nie? Laat tog die kinders uiteindelik met rus. Voel jy nou beter? Kan jy die bokke terugneem? Ek het mos nou geëet, oupa. Ek stap 'n entjie saam. Dit is nie nodig Ek nie. sê dit is nie nodig nie. Maak gou hoor. Tara, Baie dankie Pieter. ek is sommer niks. Het niemand vir hulle geleer om te groet nie? Is dit nie nou weer tyd dat iemand huis toe gaan nie? Genade, ek het skoon vergeet daarvan. Pieter, Heidi!
Clara, hoekom huil jy? Dit was so mooi vandag gewees in die Blommeveld. Maar ek het Pieter so jammer gekry. Dit is verskriklik dat ek nie kan loop nie. En ek moet my altyd help. Daar nou. Uiteindelik het dit gebeur waarvoor al u gehoop het. Clara se wens om te kan loop was nog nooit so sterk nie. Die volgende oggend was haar trane 'n ding van die verlede. Clara het die diere, die blomme en die berge vol vreugde gegroet, asof hulle al ou vriende was. 'n Paar dae gelede moes Heidi nog vir haar sê wat elke blom en elke diertjie se naam is, maar intussen het Clara hulle net so goed leer ken soos Heidi. Elke dag wat sy hier in die berge deurgebring het, was vir haar soos 'n dag uit 'n storieboek. Heidi en ou Pieter het alles in hulle vermoë gedoen om haar vakansie so aangenaam as moontlik te maak. Maar daarvan vertel ons julle weer volgende keer.